Gemeente, baie goeiemôre. Dis heerlik om almal hier saam te hê. Ek is skoon opgewonde en ek het nou gedink toe ek vorentoe stap, ek moet sê die tafel van vanmôre se erediens is nogal vol. Hier's nogal 'n klomp goeters wat gebeur. Maar julle is gewaarborg dat dit nie baie lank gaan wees nie, want 10:00 moet ek by Kom Alpha gemeente op Platfontein wees, dan moet ek nagmaal bedien daar. So wees veilig oor daai ene. Ek het my blommetjies das aangetrek. Spesiaal vir die moeders. Dan kan hulle dink ons gee vir hulle blomme. En sê dis vir ons wonderlik om julle 'n deel van ons lewens te hê. My ma het nou al gesterwe, sy leef nie meer nie. Maar om 'n ma in jou lewe te hê, om 'n vrou in jou lewe te hê, verander eintlik jou hele lewe. Dit bring 'n stuk sagtheid, dit bring 'n ander stuk dinamika in 'n mens se lewe. En vanmôre vir die ma's net baie gelukkige Moedersdag. Die kinders sal net nou iets ook uitdeel om vir julle spesiaal te laat voel, so ietsie soets. Moet nou nie skuldig voel omdat dit iets soets is nie, hoor. Ek weet partykeer beklei my vrou as ek vir haar soet goed gee. 'n Popcorn pytjie, 'n mieliepytjie. Is nie lekker nie, né? Julle het gesien ek het hom net nou probeer kou. Ons gaan tog nie vir mammas ook 'n popcorn mieliepit vir Moedersdag gee nie, né? OK, nou wat maak 'n mens met hom? Moet ek die seuns eers vra? Kom ek vra die seuns. Meisies moet stil bly. Die seuns, wat maak 'n mens met hom? Eet 'n mens hom? Jy plant hom. Jy klink soos 'n boertjie. As jy hom plant, wat gebeur dan? Dan groei die mielie, né? En dan? Jy moet hom pop in die mikrogolf. Jy's weer 'n moderne enetjie, né? Van ons sit in ons daar kookolie in 'n pan moes gooi, né? En dan moes jy hulle daar ingooi en dan so pop en dan die deksel so oorgeluk as jy te veel ingegooi het, né? Vandag, lekker, jy kry sulke sakkies. Hierdie is popcorn wat hulle gemaak het. Nou, hoekom vertel ek julle die storie? Weet julle, ons lewens werk amper so. Voor die Here Jesus in 'n mens se lewe is jy kliphard, smaakloos, nie veel om te eet nie. Maar die Here Jesus in jou lewe maak jou sag, laat jou groei, maak dat jy smaaklik raak, eetbaar raak en 'n verskil kan maak in die wêreld. Die beeld van die mieliepit en die popcorn het my nogal aangeraak in die week. Maar nou dink ek moet ek 'n slukkie water van, hier's nou iets in my keel. In ons lewens, as ons aan onsself dink, moet ons as te ware besig wees ook met onsself en sê, is ek nog daar? Of is ek dalk een van daai pitte onder in die pan, of in die sakkie, wat nou aan swart gebrand is, maar nog nie sag geword het nie. Nog nie smaaklik geraak het, nog nie so, dat die Here my lewe verander het nie. Om iewers 'n verskil te maak nie. Nou in die Bybel, is ons altyd mee besig en lees ons, omdat ons lewens meet aan wat die Bybel vir ons sê. En in Romeine 13 vanaf vers 8, lees ons hierdie gedeelte. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag het reeds ver gevorder, dis amper dag. Kom ons doen aan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting van die lig aan. Kom ons leef betaamlik, leef soos in die dag, nie met gevyf en dronkenskap nie, nie met ontzag en opbandigheid nie, nie met risie en afguns nie. Bekleed julle egter met die Here Jesus Christus
en maak nie versoning vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Broers en susters, as ons skuld bely met goeie of slegte begeleiding, nee, dan is dit die Here wat ons vergewe, ons vrymaak, wat ons sonde so ver soos die ooste is en die weste af is verwyder. En as ek en jy mense wat vry is, vir wie die Here vergewe het, nie omdat ek en jy iewers die mooiste goed gedoen het of dit reg gekry het nie, maar dood eenvoudig omdat God ons vergewe het, omdat hy ons lief het en ons vrygemaak het. Efesiërs 1 se woorde sê, in hom het ons bevryding, die vergewing van ons oortredings, uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met die wysheid en die insig. Kom ons bid, dan sê ons ook vir die Here dankie. Here, baie dankie dat U ons sondes vergewe, dat U ons vrymaak, dat U ons lief het met 'n liefde wat ons nie kan begryp nie. En wanneer ons vanmôre saam is, en ons dink aan U liefde, ons dink aan ons gemeente, met dit wat ons sê, dat om lief te hê, of beter gesê, om waarlik lief te hê, is wie ons is en wat ons wil doen en waarmee ons wil besig wees. Dankie dat ons vanmôre kan saam wees en dat U op so wonderlike manier met ons besig is en dat ons as te ware kon sien en dink en onthou en ervaar in ons lewens hoe U ons sag gemaak het. Hoe dat U werk in ons lewens gemaak het dat ons eetbaar, bruikbaar, diensbaar kan wees. En wanneer ons vanmôre saam is, Here, en die woord lees en daaroor nadink, dan is dit nie woorde vir iemand anders of vir die een langs my of die een by die huis noodwendig nie, maar dis vir my en vir jou. Woorde wat ons elkeen in ons harte moet vat, dit oordink, dit bedink en die Gees toelaat om met ons daaroor te praat, sodat U die verskil in ons lewens kan word al meer en meer. Dankie Here dat ons nou ons Bybels mag vat, dat ons saam kan lees en dat ons kan ervaar dat dit U is wat deur die woord en deur die Gees met ons praat en dat dit U is wat in die woord kom. Daarom sê ons praat Here, spreek Here, ons wil luister. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop as jy die Bybel saamgebring het. Ons gaan saam lees in 2 Korintiërs. 2 Korintiërs, ek gaan die apostoliese geloofsbelijdenis nie vanmôre doen nie, so terwille van ons tyd se dophou. En die opskrifie wat ek geskryf het vanmôre was om te sê, wat doen die liefde van Christus aan jou? Wat doen die Here se liefde aan jou? 2 Korintiërs hoofstuk 5, ek gaan dat ons saam lees vanaf vers 11. 2 Korintiërs 5, ek lees vir onsself vanaf vers 11. Aangesien ons weet wat ons sag vir die Here is, probeer ons mense oortuig. Maar by God is ons deeglik bekend. En ek hoop om ook in julle gewete so bekend te weet. Ons is nie weer besig om onsself by julle aan te beveel nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teen die wat hulle op die uiterlike voorkoms beroem, en nie op dit wat in die hart is nie. As ons buite onsself is dit vir God. En as ons by ons verstand is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, het almal dan gesterf. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons hom nou nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met onsself versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie, en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Vers 14 en 15.
Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het, en ter wille van hulle opgewek is. Nou, kom ons kry eers gou hierdie enetjie aan. Julle moet maar verskoon, die ou dominee sukkel partykeer met die goeters. Paulus is een van die mees ongelooflikste karakters in die Bybel. As ek en jy in die Bybel gaan lees oor Paulus, en as te ware 'n studie van Paulus se lewe wil maak, en wat hy gedoen het en wat hy bereik het, is dit eintlik asof dit ons vir jare sou kon besig hou. Nou, as ek 'n kort perspektief gee, dan sou ek die kort perspektief gee deur te sê, Paulus, wat eers Saulus was, hoe Saulus in sy lewe so was, soos 'n harde mieliepit. Saulus, wat sy passie, sy manier van doen was om Christene te vervolg, en wil mense amper sê sy sukses en sy suksesvolheid in die lewe, het hy daarin gemeet van hoeveel Christene hy gevange kon neem, en dan as te ware kon dit uitlewer, omdat hulle die Here Jesus Christus gevolg het. En dan iewers in Saulus se lewe gebeur dit, dat die Damaskuspad gebeur. Dat hy iewers 'n ontmoeting met die Here het, en dat die Here hom verander, sodat hy een raak, wat bruikbaar kan raak, diensbaar kan raak. En dan luister 'n mens na Paulus, en hoe hy sou kon sê, as hy dinge het om te roem, kon hy oor 'n klomp dinge roem. Die feit dat hy soos 'n fariseer was, die feit dat hy besny is, alles was so 'n soort van in die boksies gemerk. Paulus is 'n voorbeeldige gelowige Christen, 'n Jood by uitnemendheid. En toe draai die Here sy lewe om. En is dit nie meer hy wat net besig is om dit te doen wat hy wil en wat hy dink hy moet besig wees nie. Maar raak sy lewe en sy ingesteldheid 'n lewe en 'n ingesteldheid om te sê, wat wil die Here hê, moet ek mee besig wees? Wat is dit wat die Here wil hê, ek moet môreoggend mee opstaan en sê, dit is wat ek vandag mee besig wil wees, dit is wat ek wil doen. Nou dalk net as 'n mens dit nou na ons toe bring, ek en jy kan 'n klomp goedjies hê, soos ons dikwels in die lewe het, dat ons op dag week begin en sê, dis wat ek hierdie week wil begin, en as jy aan die einde van die week kom, dan het jy 'n klomp goed gedoen, maar jy het nie dit gedoen wat jy eintlik wou by uitkom nie. Paulus se lewe sou wees 'n lewe waarin hy sê, om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. Sy ingesteldheid, sy besig wees, is gewees om te sê, ek wil doen dit wat die Here van my vra. Wat gebeur hier? Wat hier gebeur is, Paulus kom, en hy vertel hier iets, en hy vertel dit nie net nie. Dis nie net 'n storie wat hy vertel, wat jy kan die storie hoor en maar glo of nie glo nie. Dis nie soos daai stories wat jy sê, moet nou nie 'n goeie storie met 'n klomp feite bedonder nie, die bedeer mekaar maak nie. Amper praat ek nou so die kroeg, ekskuus. So die effek is, moenie 'n goeie storie die mekaar maak nie. Paulus kom, en hy's besig om doeteenvoudig te sê, dis wat dit moet wees. Dis die liefde van Christus, wat my, en nou moet 'n mens hierdie woord dring, as te ware in jouself probeer deurkry. Hier sê die liefde van Christus dwing jou nie, die liefde van Christus dryf jou. Iets wat iemand doen, omdat hy of sy gedwing word om dit te doen, is altyd 'n probleem. Want terwyl die een wat die een dwing nie daar is nie, gaan dit dalk nie gebeur nie. Maar hierdie is iets van 'n dryf, iets van 'n Here, sy gees wat in my en jou werk, my so verander, dat ek nie anders kan wees, as soos die Here my nuut gemaak het nie. Want vroeër was ons anders, nou is ons bruikbaar en diensbaar. Paulus se lewe in die gemeente in Korintiërs is 'n interessante verhaal om mee besig te wees en te lees. Vroeër in hierdie verhaal lees ons hoe daar konflik was, hoe daar verskillende goed gebeur het, konflik in die gemeente, 'n klomp vrae, dinge wat gebeur het, en telkens is hier gesprekke en besig wees en dinge wat gebeur. En dan op 'n sekere punt is dit asof dit gebeur dat dinge begin draai. En Paulus is nie besig dan net om homself so 'n soort van by hulle te wil kom en te sê, ek is dit of ek is dit of ek is so nie. Om te sê, hy's 'n voorbeeld
is om iets te sê van hoe hy probeer om te leef en te doen soos wat Christus van hom vra. Om te lees en te wees wat Christus wil hê hy moet wees. Want die liefde van Christus het hom gedring. Dalk het ek gedink met 'n mens die woord gebruik deurweek. Die liefde van Christus deurweek. Korintiërs praat ook in 'n ander vertaling van die liefde van Christus dwing jou, maar dis 'n bietjie swakker vertaling in my opinie. Wat doen die liefde van Christus in jou lewe? Het die liefde van Christus jou so verander, so gedring, dat jy nie anders kan as om dit te doen wat die Here van ons vra nie. In ons besig wees, in ons lewe, sal ons altyd op verskillende maniere besig wees. Ons sal altyd besig wees nog om te groei terwyl ons in die lewe is. Want nie een van ons het gearriveer nie. Nie een van ons het op 'n sekere plek aangekom en gesê, nou is ek soos wat ek behoort te wees nie. Moet ons sê, ons is nog onafgerond. Die Here het nog werk in ons lewens. Die Here is nog nie klaar met een van ons nie. Hy's besig om aan ons te vorm. Hy's besig met ons. Dalk moet ons op 'n manier sê, iewers is van hierdie puitjies nog besig om hitte te kry en besig is om oop te gaan. In die teologie sou hulle besig wees om te sê, en hulle kan dit nou in groot woorde sê, maar kom ons doen nie dit nie. Daar's altyd 'n gesprek van in terme van die werk van die Here in my lewe, wat my aandeel is en wat God se aandeel is. En wat hierdie gedeelte eintlik vir ons kom sê, is eintlik hoe hierdie aandeel God se aandeel is. Want hier gaan dit nie oor die liefde van 'n mens, die liefde van my en jou vir die Here nie. Maar dis die liefde van die Here vir my en vir jou wat ons dring. Ons word met ander woorde as te ware aangegryp deur die liefde van die Here en die grootheid daarvan wat 'n reaksie by ons tot gevolg het. Soms sal mense dink dit moet andersom gebeur. Dit moet eers ek wees wat die Here op 'n bepaalde manier liefhet en op 'n bepaalde manier optree en op 'n bepaalde manier diensbaar is, bepaalde goed regmaak. Nee. Die Here het ons lief as sondaars, as mense wat nog ver is van wat ons moet wees. Die Here het ons lief, wil ek nou die kinders se beeld gebruik, al is ons nog mieliepitte wat jy eintlik maar net in die grond kan plant. Iewers wil die Here my en jou gebruik. Nou, in die week werk 'n mens nou aan jou teks en in die gedeelte waarmee jy besig is, en dis my aangrypend net nou, Dawid, toe jy praat, dat hier 'n aansluiting is. Want waarmee is 'n mens besig? Ons is besig om hierdie liefde uit te leef. In my en jou optrede, op verskillende plekke en verskillende situasies, om liefdevol op te tree, om 'n verskil te maak, om dalk te gee, dalk om te gee, is iewers besig om die evangelie te verkondig. Want wat ek en jy om te doen, is nie net om te sê, ek is iemand wat liefhet en omgee nie. Maar jy kom iets en sê iets van wie die Here is, en wat die Here doen, en die verskil wat dit in mense se lewens kan maak. My en jou eie lewens. As ek en jy teruggaan in ons eie lewens dink, wat het in ons lewens alles al gebeur? Wat is die groot krisismomente gewees in my en jou lewe? Waar het ek dalk baie eensaam, baie verlaat, baie broos gevoel? En wat is die momente van liefde wat in my lewe plaasgevind het? Dikwels was dit mense wat op 'n bepaalde manier gekom het en omgegee het, iets gedoen het, daar gewees het en 'n verskil gemaak het. Wat my deurgedra het, wat my gehelp het. Daarom vanmôre, broers en susters, die vraag waarmee ek jou huis toe stuur is, wat het die Here Jesus Christus se liefde in jou lewe alreeds gedoen? En wat is dit wat die Here Jesus Christus se lewe, se liefde nog besig is om aan jou te doen? My storie waarmee ek afsluit, ons is bewus van reën en van waters, groot waters. In die wêreld waar ek vandaan kom in die Kalahari, was die groot opgewondenheid die laaste ruk, die rivier wat verby van Seilsrus by daar uitgekom het, en wat lyk my nou al ander kant Askom is op pad Molopo toe. Dit is 'n beeld. Hierdie rivier wat loop en aangaan. Hulle vertel 'n storie van 'n oom wat eendag toe die rivier nou na hoeveel jare weer afkom en die rivier nou so loop,
Toe loop die oom met sy kierie so voor hier by hierdie watertjie, loop hy nou so saam met die watertjie, en hy kyk nou die water, so die water nou hier saam met hom loop. En een van sy seuns vra vir hom, pa, wat maak pa nou? Hoekom loop pa nou so al saam met die water? Toe sê hy, my seun, hierdie watertjie ken nie meer die pad nie, hy is te lanklaas hier gewees, ek moet vir hom die pad wys. Die Here sal vir my en vir jou daai pad, die water, die liefde deurdrink, om gedrink te word deur die liefde van Christus. Hy sal dit in my en jou lewe duidelik maak. Hy sal duidelik vir my en vir jou wys waarom lief te hê, waarom 'n verskil te maak. Amen. Here, wanneer ons luister na u woord, is ons telkens verstom oor hoe dit ons aanraak. Paulus se lewe, maar ook ons lewens. En wanneer ons dit hoor, is dit baie keer dat ons so dalk voel, ons lewe is dalk nog maar droog. U liefde het ons nog nie soveel gedring nie. En is dit, Here, dat ons u woord wil hoor wat u liefde in ons lewens doen. Meer en meer van dit wil hoor en dit wil ervaar en beleef. En dalk is daar mense wat nog nodig het om te hoor, te voel, te ervaar wat dit is om u liefde te beleef. Ons is instrumente daarvan, Here. U wil ons gebruik om hierdie liefde van u ook uit te dra aan mense rondom ons. Vir ons voel dit onmoontlik, want dit is 'n liefde wat net te groot is. Dring ons met u liefde, Here, sodat dit waarvan ons vol is, kan uitloop, kan oorloop na 'n wêreld rondom ons. Here, baie dankie dat ons kan bid vir hulle wat siek is, wat groot uitdagings ervaar, wil bid vir genesing, vir sorg. Ons bid vir 'n land en mense wat in verskillende situasies deur baie reën en deur baie water ontwrig is, skade gely het, onsekerhede ervaar. Here, u ken elkeen se nood, u ken elkeen se behoefte. En ons gebed is dat u die God is wat mense sal dra, sal help, sal sorg en sal gee wat hulle nodig het. Dankie dat ons onsself, ons maas, veral vandag ook weer in u kan opdra en sê, Here, dankie vir hulle in ons lewens. Dankie vir mense in ons lewens wat ons lewens vol maak, wat omgee, wat 'n verskil maak, wat vir ons daar is soms. Lei vir ons vandag ook, Here, en gee dat hierdie dag vir ons tot seën sal wees en ons u liefde sal ervaar en beleef. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.